Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Vandag is Woensdag en soos julle weet, stap ons hierdie week deur die boek van Haggai. En soos ons genoem het, vorm Haggai deel van die Nephiim of die profete, die derde deel van die Ou Testament. En Haggai is natuurlik die 10de boek van die 12 of die klein profete. Haggai profeteer alweg 520 voor Christus en dis belangrik want dis die tyd waar die Israeliete uit Babylonië uitkom na vervalle Jerusalem wat Babylonië verwoes het en hulle is besig om dit in die tempel te herbou. Ons kyk vandag na Haggai 20 vers 1 tot 19 en ons vra die vraag, hoekom moet hou? Moet met 'n D. Want God is in beheer. Kom ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here soos dit opgeskrywe staan in Haggai 2 vers 1 tot 9. Op die 21ste dag van die 7de maand het die woord van die Here gekom by die monde van die profeet Haggai. Sê vir Zerubabel, seun van Sealtiel en streeksgouverneur van Juda, en vir Joshua, seun van Jehosadak en hoëpriester, en vir die wat oorgebly het van die volk. Wie onder julle het oorgebly wat hierdie huis van die Here in sy vroeë heerlikheid gesien het, en wat sien julle nou daarvan? Lyk dit nie na niks teen die vorige een nie? Daarom, hou moed, Zerubabel, is die uitspraak van die Here. Hou moed, Joshua, seun van Jehosadak en hoëpriester. Hou moed, volk van die land, is die uitspraak van die Here. Werk, want ek is by julle, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Dit is die groot belofte wat ek teenoor julle afgelê het, toe julle uit Egipte getrek het. My gees sal altyd in julle midde bly, moenie bang wees nie. Die Here, heerser oor alle magte, het immers gesê, nog een keer binnekort sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal al die nasies laat bewe en hulle sal kom met al hulle skatte. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vul, sê die Here, heerser oor alle magte. Aan my behoort die silwer, aan my behoort die goud, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Die heerlikheid van hierdie huis sal groot wees, nog groter as tevore, sê die Here, heerser oor alle magte. En op hierdie plek sal ek my vrede gee, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here. Hoekom moet hou? Want God is in beheer. In Haggai 2 vers 1 tot 9 kry ons 'n prentjie van God se volk wat besig is om die tempel te herbou, maar sommige is moedeloos. Veral die ouer mense wat onthou hoe Salomo se tempel gelyk het. Pragtig, vol goud, vol glorie. En hulle voel dan dat die nuwe een armoedig en onderstandaard lyk. En dan in Haggai 2 vers 3, 4 en 9 lees ons, wie onder julle het oorgebly wat hierdie huis van die Here in sy vroeë heerlikheid gesien het. En die belofte, hou moed, want ek is by julle, is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. Die heerlikheid van hierdie huis sal groot wees, nog groter as tevore, is die belofte wat God dan gee. En dis sê God, moenie op die oppervlakkige fokus nie, want sy plan is groter, want hy beloof dat hierdie tempel se glorie sal groter wees en die ou een sin oortref. Want soos ons weet as Christene, die Messias gaan daai tempel kom groter maak. Want hy wat die volkome offer is, wat die voorhangsel van die nuwe tempel sal steur, kom leer ons dat ons op God se beloftes kan vertrou en nie net op wat ons oë sien nie. Hoekom is dit belangrik vir ons? Want God se glorie sal geopenbaar word, selfs as dinge nou in ons lewens klein of swak lyk. Ons as gereformeerde Christene bely immers dat God almagtig en soewerein is, wat beteken dat hy altyd in beheer is en alles uiteindelik tot sy glorie sal werk. En ons as feilbare mense voel dalk dat in jou lewe is nie indrukwekkend nie. Miskien is jou kerkbetrokkenheid kleiner as wat jy dit wil hê, jou werksprestasie of jou rapport is dalk net average of gemiddeld, jou talente is nie so groot as iemand anders nie, maar God is besig met 'n groter plan. Jou klein pogings
om vriendelik te wees, om getrou te bid, om deel te neem aan God se koninkryk en dit te bou, gebruik hy vir 'n groter plan. Solank as wat jy gehoorsaam bly, sal God dit gebruik vir sy glorie. Jou lewe is soos 'n saadjie in die grond. Dit lyk klein, dit lyk onbelangrik, maar binne in die saadjie groei dit tot 'n sterk boom wat vrugte dra. Veral wanneer dit versorg word deur 'n meesterboer, God, die boer van ons lewens. God werk in jou, selfs al lyk dit nie so nie, selfs al voel jou lewe eenvoudig of nie mooi nie, kan dit nog steeds sy glorie wys. Daarom moenie moed verloor as jou lewe pogings klein lyk nie. God gebruik jou getrouheid om sy groot plan te bou. Miskien is dit om 'n vriend te bemoedig, om vol te hou met gebed, al voel dit asof daar nie deurbraak is nie. Vertrou vir God dat sy glorie sal skyn binne jou, al voel dit nie so nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons deur Haggai leer dat die tempel, wat vir sommige soos niks soos die vorige een gelyk het nie, verander is om meer heerlikheid as die eerste tempel te hê. Help my deur die Gees om te vertrou dat U my dade en getrouheid sal gebruik vir iets baie groter. Ons bid hierdie nie omdat dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser, wat in ons plek aan die kruis gesterf het. In sy naam alleen. Amen. Dit was dan ons oordeenking vir vandag, en my uitdagingsvraag vir vandag is, watter klein ding in jou lewe maak jou moedeloos, en hoe kan jy op God se groter plan vertrou? Dink bietjie na oor hierdie vraag, en dan sien ons julle môre vir ons donderdag oordeenking.